Goeiemôre. Vanoggend lees ons uit Johannes hoofstuk 15 en ons lees vanaf vers 1. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra as dit nie in die druiwestok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite gegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Geliefdes, vreugde, blydskap is in die besit van elke kind van God. Die drie-enige God is 'n God van vreugde en die bron van blydskap vir almal wat op hom vertrou. In Deuteronomium 16 vers 15 het Moses vir die kinders van Israel gesê, 7 dae lank moet jy fees vier ter ere van die Here jou God, op die plek wat die Here sal kies. Want die Here God sal jou seën in jou hele oes en al die werk van jou hande, sodat jy net blydskap kan ervaar. Die tweede vrug van die Gees wat in Galasiërs 5 genoem word, is blydskap. Dit beteken dat diegene wat in wie die Heilige Gees woon, 'n mate van vreugde sal besit. Jesus het sy disippels en ook vir jou en my kom onderrig, vir hulle in die bovertrek, vir jou en my elke dag, sodat sy blydskap in julle kan wees. Dit is wat hy vir hulle gesê het. En sodat sy blydskap volkome kan wees. Hy het dit gesê nadat hy gesê dat hy die wingerdstok is en dat ons die lote is en dat ons sonder hom niks kan doen nie. Ja, buiten Jesus se invloed in ons lewe, buite Jesus se invloed in ons lewe, kan ons nie vrug dra nie. Want sonder Jesus is ons niks anders as kwynende takke nie. Takke wat verdroog, net goed om bymekaar gemaak te word en in die vuur gegooi te word en verbrand te word. Jesus kom dus en hy moedig ons liefdevol aan om in hom te bly. En eers dan sal ons floreer. Eers dan sal ons vrug dra en eers dan sal ons lewe. Eers dan sal ons die vreugde ken wat Jesus beloof het, 'n blydskap groter as enige ander blydskap. Dit beteken dat romanse nie blywende vreugde sal hê nie. Ontspanning en sport kan nie blywende blydskap aan ons kom gee nie. Politiek en regerings kan nie vreugde bring nie. Slegs deur in Christus te bly, sal ons vreugde, blydskap kan ervaar. Hoekom? Omdat Jesus sê dat hy die uiteindelike en die enigste bron van blydskap is. Bid dat jy in Christus sal bly, uit wie alle seëninge vloei.
Bid vir die blydskap van die Here in jou lewe en dat jy hierdie blydskap saam met ons, saam met ander gelowiges in die wêreld sal uitdra. Kom ons sluit ons oë. Almagtige, ewige God en Vader, Here, vanoggend kom ons en ons kom loof en ons kom prys U. Ons loof en prys U, Here, vir 'n blydskap soveel groter, soveel egter as enige ander wat daar kan wees. Dankie, Here, vir U genade, U liefde, U trou, elke oomblik van elke dag. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vanoggend sing ons saam Skrifbreuke 1-6, die eerste en die derde vers. Geliefdes, vir môreoggend Johannes 15 vers 1 tot 11. Johannes 15 vers 1 tot 11. En dan begin ek ook vanoggend om 6:30 met Engelse oordeenkings regstreeks hier op die blad, so laat weet julle vriende wat Engels is om in te skakel. Ek sal dan ook die skakels vir almal stuur. Tot 6:00 môreoggend. 'n geseënde dag vir elkeen.